En dan gaan ons na die woord van die Here toe, Matteus 15, vers 1 tot 9. Toe kom daar fariseërs en skrifkenners uit Jerusalem by Jesus aan en sê, hoekom oortree u disippels die tradisie van ons voorouders? Want hulle was nie hulle hande wanneer hulle gaan eet nie. Hy het hulle egter geantwoord, hoekom oortree ook julle die gebod van God met julle tradisie? God het toch gesê, eer jou vader en moeder. En wie sy vader of moeder beledig, laat hy beslis doodgemaak word. Maar julle sê, wie vir sy vader of moeder sê, watter voordeel u ook al van my sou kon ontvang, is 'n offergawe. Hoef sy vader hoegenaamd nie te eer nie. So het julle, deur julle tradisie, die woord van God kragteloos gemaak. Skyn heilig is, Jesaja het reg oor julle geprofeteer. Hierdie volk eer my met die lippe, maar hulle harte is ver van my af. Te vergeefs vereer hulle my, want hulle onderrig as die leerstellings, die voorskrifte van mense. Ons lees dit sover. So ek wil jou nooi om vanaand terug te kom. Ek kan nog nie eers begin met die oggendpreek nie. Maar het jy daai stryd in jou? Jy voel hierdie sonde. Dit is of jy net nie, dit volg jou soos 'n skaduwee. Dit is nader as die bloed in jou are. En jy haat dit en jy wil net dit weg hê in jou lewe. Kom vanaand asseblief. So vanoggend se tema, dis nou so ter voorbereiding vir Paasfees, is pas op vir Paasfees. Pas op vir Paasfees. Ek het hierdie geskryf as 'n artikel klompie jaar gelede en nog nooit dit gepreek nie. Toe dink ek dalk is nou die tyd om dit te preek. Ons gaan kyk na verskeie Bybeltekste. Maar kom ons gaan na die Here in gebed en dan sal ons begin. Hemelse Vader, in Jesus naam kom ons weer, die naam bo elke naam, die lieflikste naam, die soetste naam, die naam voor wie duiwel sidder en engele buig in aanbidding, die naam wat ons bewonder, die naam wat gevrees word deur regerings, sodat hulle grense sluit en Bybels verban en Christene toesluit in tronke en die doodstraf gee. Die naam wat nie gestuit kan word nie, maar wat verheerlik sal word, die naam voor wie elke knie sal buig, van die wat in die hemel is, op die aarde en onder die aarde, en elke tong bely, dat Jesus Christus die Here is, tot die heerlikheid van God die Vader. Praat met ons, in Jesus naam bid ons, amen. So jy kan op die internet gaan kyk, daar sal artikels wees, daar sal seminare wees, daar sal preke wees op YouTube, daar sal boeke wees wat geskryf is, en op allerlei maniere blog-inskrywings op mense se webtuistes of blogs, wat vir jou sê, Paasfees kom eintlik van 'n heidense feesdag af. Dit gaan oor die aanbidding van 'n heidense godin, die godin van vrugbaarheid, van liefde, van seks en van oorlog. En daai godin se naam is Inanna, wat antieke Sumeriese godin was, en toe later toe die Babyloniërs dit genoem Astarte, jy lees daarvan in die Bybel, en dan die Assiriërs het dit Ishtar genoem, wat uitgespreek word Easter, nee, in Engels. So hulle sê, dis waarvandaan dit kom, en toe later die Romeine nou, wat die godin se naam genoem het, Venus. En so Venus, die godin van liefde. Nou Richard Dawkins
wat die mees bekende ateïs ter wêreld is, en hy's 'n militante ateïs. So dis nie net 'n ateïs, I mind my business, you mind yours. Nee, dis 'n ateïs wat evangeliseer, wat soveel mense probeer oortuig dat Christendom vals is, en enige godsdienst natuurlik, maar Christendom spesifiek. Hy het selfs op busse laat aanbring in Londen, daai rooi busse in Londen in 2009. There is probably no God, so stop worrying and enjoy your life. Kom ons kyk wat het hy gesê op sy Facebookblad in 2013, Maart 2013, so net in die paastyd, toe plaas hy hierdie ding op 'n Facebookblad. This is Ishtar, daar is so 'n prentjie van hierdie afgod, hierdie Assiriese en Sumeriese en Babyloniese afgod. This is Ishtar, pronounced Easter. Easter was originally the celebration of Ishtar, the Assyrian and Babylonian goddess of fertility and sex. Her symbols, like the egg and the bunny, were and still are fertility and sex symbols, or did you actually think eggs and bunnies had anything to do with the resurrection? Volgende skyfie. After Constantine, dis nou die keiser in die Romeinse Ryk wat Christendom wettig gemaak het. After Constantine decided to Christianize the empire, Easter was changed to represent Jesus. But at its roots, Easter, which is how you pronounce Ishtar, is all about celebrating fertility and sex. Dis op Richard Dawkins Foundation for Science and Reason se Facebookblad. Nou goeie genigtig. As jy nou dink dit is wetenskap wat hy daar sê, dan het jy 'n ding aan die kom. Want dit is glad nie wetenskap of reason nie, of feitelik nie. Dit is vals informasie. Al hierdie dinge wat ek nou vir jou gesê het, dis vals informasie. Dit gaan op hoorsê. Hulle het geen primêre bronne nie. Hulle kan geen antieke dokument vir jou bring om te wys Paasfees kom van Easter kom van Ishtar af nie. Geen argeologiese opgrawings wat dit wys nie. Geen kunswerke nie wat hulle kan sê maar kyk hierdie kunswerke wys Paasfees kom eintlik van hierdie afgodediens af en so aan. En daar's geen bewyse, 0 bewyse om te sê dat Ishtar se simbool hasies en eiers was nie. En dan gaan sit mense dit op so 'n blad wat sê a page for science and reason. There is no science at all. Ander mense sê Easter, die Engelse woord Easter kom van 'n god af in ou Engeland, antieke Engeland, Eostre. Dis 'n Anglo-Saksiese godin gewees en dis die godin van lig en van nuwe begin. En dan sê hulle en die godin van lente, so dit pas perfek by die leë graf. So hulle sal sê, sien Christene het eintlik 'n idee gesteel by hierdie heidense godsdienste. Dat ons praat nou van 'n leë graf, 'n nuwe begin, die oggendlig, Jesus wat opgestaan het, toe die lig daar is, toe die graf leeg. En dan sê hulle, dis waar Christene die idee gekry het, is by hierdie Anglo-Saksiese godin. En daar was 'n monnik in Engeland in die 600s en 700s na Christus, Bede, B-E-D-E. En Bede het geskryf, dis waarvandaan Paasfees eintlik kom. Maar hy het natuurlik geen bewyse gelewer daarvoor nie. En toe sê hy, in daai tyd, in ou Engeland, toe het hulle nou eintlik hierdie Eostre, hierdie Easter godin geprys in April maand. En dis hoekom het Easter Monathus, Easter month, hierdie godin se maand, April. En dan sê hulle, jy kry hierdie in daar's 'n ou Engelse gedig. Wie van julle het al gehoor van Beowulf? Beowulf sê party mense. Nou in daai gedig sê hulle, dis waar dit staan. En Beowulf, die ou wat die gedig geskryf het in die 1000 na Christus geleef in Engeland. Ek het daai gedig gaan check. Daar's niks daarvan nie. So al wat gebeur is, een ou het dit gehoor by iemand, en dan sit hy dit in sy artikel ook. En dan hoor hy dit weer by iemand, en dan sê hulle dit in 'n seminar. En dan hoor hulle dit by iemand anders, en dan sê hulle dit in 'n preek. Maar daar's nêrens in die gedig so iets nie. Dis iemand wat die goed opmaak. Ek weet nie hoekom nie. So dis onwaar om te sê dat dis waarvandaan die viering van Paasfees kom. En toe is daar nou 'n Duitser met die naam van Jacob Grimm in die 19de eeu, en toe sê, ja, in ou Duitsland, toe het hulle hierdie godin Ostara, en haar naam was Easter gewees in ou Engeland. Selfde storie, dit verveel ons. En dis nou ook die godin van oggendlig en lente en nuwe begin, ag, dis maar net stories.
Die enigste twee wat antieke geskrifte wat sê dit is wat gebeur het, Christene het dit gesteel by heidense godsdienste, is Jacob Grimm, en daar's geen bewys, nêrens 'n bewys dat daar so 'n godin met die naam van Ostara was nie, en dat ons dit gesteel het by hulle nie. En dan die ander een is dan nou hierdie Bede in Engeland, maar geen bewyse nie. So om te sê Paasfees kom van 'n heidense godin af, dis blote bespiegeling, daar's geen bewyse daarvoor nie. Goed, so ek gaan baie kortliks, gaan ek ietsie sê oor Paas Sondag, en dan ietsie oor Goeie Vrydag, en dan gaan ek afsluit met 'n paar toepassings. So Paas Sondag, Christene, so vroeg as die jaar in die 100s na Christus, die 2de eeu na Christus, het hulle Jesus se opstanding gevier op Paas Sondag. Maar daar was bietjie 'n verskil tussen Christene, want daar was 'n man, wie van julle het al gehoor van Polycarpus? Hy was 'n disipel van Johannes, en toe het hulle mos vir hom gesê, toe hulle hom gaan doodmaak, hy moet Jesus verloon, toe sê hy was 86 jaar net goed vir my, hoe kan ek my Here verloon? So hy het nie Jesus verloon nie, en hy is toe op die brandstapel geplaas. Maar Polycarpus, hy het gesê, ons vier Jesus se opstanding, kom ons vat nou vir Lang Johan, wat langer as oom Cyril is, en weet jy gestaan as Rolf. So Johan, wat se dag is jou verjaarsdag? Wat se datum? 12de Maart. Weet jy op watter dag van die week jy gebore is? Nee. Nou kom ons sê dit was 'n donderdag. Vier jy elke jaar jou verjaarsdag op 'n donderdag? Nee, jy vier dit op die 12de. Nou Polycarpus, hy het gesê, wag 'n bietjie, pas die dag wat Jesus gekruisig is, die 14de van die eerste maand vir die Jode, 14 Nisan. Dit val mos nie elke jaar op dieselfde dag nie, net soos jou verjaarsdag. So jy vier dit altyd op die 14de, maar toe sê Polycarpus, nee, ons moet dit altyd op 'n Sondag, want die Sondag is die dag waarop Jesus opgestaan het. Maak nie saak wanneer die datum val nie. 14 Nisan was Goeie Vrydag en dan die 16de die Sondag. En so toe is daar 'n bietjie verskil tussen twee Christene, Anesitus in Rome en Polycarpus in Smyrna in Turkye, en toe kom hulle bymekaar en toe kon hulle nie saamstem nie, maar toe sê hulle, hey, ons gaan nie 'n kerk split hieroor en verdeeldheid maak tussen Christene nie. Toe sê Anesitus vir Polycarpus, net om te wys dat ons nog steeds eenheid het as Christene, al stem ons nie saam oor watter dag ons dit presies moet vier nie. Wil jy nie die nagmaal lei in ons gemeente nie en die nagmaal bedien, en toe doen hy dit. En toe in die 2de eeu, dis nou die einde van die 2de eeu, so die einde van die 100s na Christus, toe kom daar ernstige twis tussen groepe Christene. Want hierdie klomp het gesê, nee, jy moet dit altyd op die datum hou, en hierdie het gesê, nee, jy moet dit die dag van die week hou wat dit gebeur het. En toe sal nou hierdie twis tussen Christene, en toe wil hulle amper verdeeld raak, en kerks, skering het tussen hierdie gelowiges, maar toe sê 'n prediker met die naam van Irenaeus, hy is in die jaar 130 na Christus gebore, toe sê hy, onthou julle nie die voorbeeld van Polycarpus en Anesitus nie? Hulle het vrede gehad, al stem ons nie saam oor die datum nie, maak nie saak nie. En so toe sal weer vrede tussen die Christene. En so in die jaar 325 na Christus, toe is daar 'n groot vergadering van 'n klomp Christene in Turkye, Nicaea is die plek se naam, die dorp se naam, en toe hulle daai vergadering hou, toe besluit hulle, wel kom ons hou dit altyd Paas-Sondag op Paas-Sondag. Maak nie saak of ons uit die dag van die maand reg het nie, solank dit op 'n Sondag is en Jesus op 'n Sondag opgestaan. Okay, so ek wil julle vra, byt net 'n bietjie vas, julle dink, hierdie is nou 'n klomp geskiedenis waarna ek nie regtig belangstel nie, want party van julle vra, wat maak dit saak? Ek gaan net nou vir julle sê wat maak dit saak. So dis Paas-Sondag, nommer 1. Nommer 2, Goeie Vrydag. Ek het 'n vriend, goeie vriend, hy's 'n predikant, en toe ontmoet ek 'n kollega van hom wat in die AGS kerk is, 'n ander predikant. En dis 'n baie smart ou. En hy preek die woord regtig suiwer, hy's ernstig om die woord reg te verkondig. Maar hy glo Jesus is op 'n Woensdag gekruisig, nie op 'n Vrydag nie. En wie van julle het al so iets gehoor of het al self daaroor gewonder? OK. So of 'n Dinsdag of 'n Woensdag gekruisig, en hulle baseer dit op daai woorde wat Jesus gesê het, net soos wat Jona 3 dae en 3 nagte in die maag van die groot vis was,
so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees, met ander woorde begrawe. En net soos Jona nou uit die vis weer gekom het, sal Jesus weer uit die graf uitkom. En nou sê hulle, kan jy dan nie somme maak nie? Dis maklik, 3 dae, 3 nagte. So jy tel van Dinsdag af. Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag, Sondag. Of van Woensdag af. En so hulle sê, dis nie moeilik om daai sommetjie te maak nie. Wel, ek glo Jesus is op 'n Vrydag gekruisig, nie op 'n Woensdag nie. En goeie Vrydag soos wat ons dit tradisioneel ook vier. Die Jode, selfs net 2 ure van 'n dag, sou hulle gevat het as 'n dag. So byvoorbeeld in Matteus 17 en Lukas 9 is dieselfde storie waar Jesus vir Petrus, Johannes en Jakobus sê, kom ons gaan teen die berg van verheerliking op. Maar dan sê die een evangelie, en na 6 dae, toe sê hy vir hulle, en die ander evangelie sê, en na 8 dae, toe sê hy vir hulle, nou is dit nou 6 dae of 8 dae, nie selfs 'n deel van 'n dag, tel hulle as 'n dag, en die Joodse ensiklopedie sê presies dieselfde. Nou, hier is hoekom ek glo, Jesus op 'n Vrydag gekruisig is en nie op 'n Woensdag nie, en dan gaan ek vir jou sê, hoekom maak dit saak. Daar's 'n paar feeste wat die Jode vier elke jaar. Maar 3 van daai feeste, die een is die Paasfees, die Pasga. Dan sê dit Levitikus 23, na die Pasga, die volgende dag, dan begin jy die fees van ongesuurde brode. En die volgende dag, dan is dit die fees van die eerste vrug, die eerste gaarsoes wat inkom. Nou as Jesus op 'n Vrydag gekruisig is, die volgende dag was ongesuurde brode, en die volgende dag, fees van die eerste vrug. Jesus vervul al 3 daai feeste. Hy vervul die Pasga. Hoe vervul Jesus die Pasga? Hy is die lam wat geslag is. Hoe vervul hy die ongesuurde brode? 1 Korintiërs 5 sê vir ons, hy verwyder die suurdeeg van sonde. 1 Korintiërs 5. Hoe vervul hy die fees van die eerste vrug? Hy is die eerste vrug uit die dode. Hy is die eerste vrug van die opgestaanes. 1 Korintiërs 15. Wat beteken, daar gaan 'n res van die oes gaan inkom. Die res van die dooies gaan ook opstaan eendag. So daai 3 feeste is 3 dae in 'n ry. Watse dag het Jesus opgestaan ongetwyfeld? Sondag, fees van die eerste vrug. Vorige dag ongesuurde brode, vorige dag Vrydag. Nie Woensdag nie. En toe Jesus gekruisig is, dan staan aan Johannes 19, hulle wou gou die liggame van die kruis afhaal, die Jode, want die volgende dag was 'n groot Sabbatdag. So as jy 'n fees hou, kom ons sê jou Paasfees val hierdie jaar op 'n Dinsdag. Dan's die volgende dag, die Woensdag, vier jy as 'n Sabbat. Watse dag van die week is die Sabbat vir die Jode? Saterdag. So as jou fees op 'n Vrydag is, jou Paasfees, en die volgende dag is die week se Sabbat plus die fees se Sabbat, noem hulle dit 'n groot Sabbat. Wat weer bevestig, Jesus gekruisig op 'n Vrydag, volgende dag was 'n groot Sabbat. Daar was 'n kerkvader, hy's gebore, een van die groot predikers in die vroeë kerk. Hy's gebore in die jaar 100 na Christus. Sy naam was Justinus, in Engels Justin Martyr. Justinus die martelaar, hier het hy gesê. Want Jesus is gekruisig op die dag voor Saterdag. En op die dag na Saterdag, hulle noem dit die dag van Saturnus, op die dag wat Sondag genoem word, het hy aan sy apostels en disippels verskyn. Goed, nou is die vraag. Who cares? Mense sê, wat maak dit saak? En ek gaan jou antwoord en sê, dit maak nie eintlik saak, as jy glo Jesus is op 'n Woensdag gekruisig nie. Ek gaan nie paai skei met jou nie. Ek wil nie beklei met jou nie. Ek het 'n vriend, 'n goeie vriend, wat glo Jesus is op 'n Woensdag gekruisig en nie op 'n Vrydag nie. OK, dis OK. Wat saak maak, is as mense vir ons begin sê, julle aanbid 'n heidense afgod, want julle vier Jesus se kruisiging op 'n Vrydag en die opstanding, dit het te doen met die vrugbaarheidsgodin of die godin van oggendlig, dis 'n probleem. Dis 'n probleem. En Romeine 14 sê vir ons, in vers 4 tot 6, luister wat het Paulus te sê oor hierdie tipe goed. Romeine 14 vers 4 tot 6. Paulus skryf, wie is jy om iemand anders se huisbediende te oordeel, of slaaf, want ons is slawe van Jesus.
Of hy staan of val, is iets wat net sy eienaar aangaan. Hy sal egter bly staan, daai Christen, want die Here is in staat om hom staande te hou. Die een beskou eendag belangriker as die ander, en vir 'n ander weer is alle dae eners. Laat elkeen in sy eie gemoed ten volle van sy standpunt oortuig wees. Die een wat 'n bepaalde dag uitsonder, doen dit vir die Here. Hy sonder dit vir die Here uit. En die een wat eet, doen dit tot eer van die Here. Hy wat dank daarvoor. Die een wat nie eet nie, doen dit tot eer van die Here. Hy dank God daarvoor. So, as jy wil Paasnaweek hou, en jy wil sê, vir die Vrydag is 'n spesiale dag, komende Vrydag, en ons wil Jesus se dood onthou, en die Sondag is spesiaal, wanneer ons aan sy opstanding dink, doen dit. En as jy dit nie wil doen nie, moenie. Want die Bybel beveel jou nie, jy moet Paasnaweek vier nie. En die Bybel verbied jou nie om Paasnaweek. Dis 'n grys area. So as jy eendag belangriker wil beskou, doen dit. As jy dit nie wil doen nie, moet dit nie. Goed, vraag. Nou wat van daai hasies? En wat van daai eiers? Wat maak ons nou van die, wat my niggie hulle, as ons in Johannesburg kom kuier het, by my tannie hulle, want ons 'n Easter egg hand gehad, steek hulle ons uit die paaseiers weg, en dit ons nou maar net 1 jaar, toe doen ons dit nou hier. Nou, Deidre het 'n paar slab sjokolade, so dalk as dit my skoonmaak, kan nie onthou wie dit gekoop het nie. En nou steek ons dit in die tuin weg vir die kinders, en toe ons uitkom, hier lê Tom die Labrador, en generaal die rifrig, en eet slab chocolates. Sjokolade is mos sleg vir honde. Dis nie sleg vir Labradors nie. Jy sien, 'n Labrador se maag is van potyster gemaak. Okay, so wat van die paashaas en van die paaseiers? Dit gaan nie jou kinders onrein maak nie. Koos het vir ons gelees. Wel, eintlik het hy nog nie tot daar gelees het nie, en ek het dit nie, ek kon verder gegaan het, maar in Matteus 15 vers 11 sê Jesus, dis nie wat by jou mond ingaan wat jou onrein maak nie. Dis wat by die hart uitkom, en by die mond uitkom, by die hart van vol is, loop die mond van oor. So, sjokolade eiers, as jy dit nie wil hê nie, ek wens ek kon vir jou sê, bring dit maar nou mag ek nie meer nie. Ek sou dit graag eet. Maar, dit gaan nie jou kind onrein maak nie. Daar's Christene, in 'n sekere land, en daai predikant wat hier kom preek het laas jaar, die ou man, hy het vertel, hulle glo dat as jy natuurlike medikasie gebruik, wat jy by die homeopaat kry, dan gaan jy duiwelbesete word. Hoe dom is dit? Of mense wat glo dat as jy koffie drink, en daar is sulke mense, 'n kultus, as jy koffie drink, gaan dit iets geestelik aan jou doen. Hoe dom is dit? Om te dink, 'n gees kan in jou invaar, want jy het nou koffie gedrink, of kafeïne ingeneem. So die paaseier gaan niks in jou doen nie. Paulus sê in Romeine 14 vers 14, ek is ten volle oortuig hiervan, dat niks op sigself onrein is nie. God het dit gemaak. Al die bestanddele wat in daai paaseier gaan, die melk en die kakao en die suiker, God het dit gemaak. As jy dit wil eet, geniet dit. Wat jy moet doen, met 'n waarskuwing, is leer vir jou kinders baie duidelik, dat Paasfees gaan oor Jesus, nie oor 'n haas en oor eiers nie. So is nie 'n probleem as hulle die eiers eet en wat nie, maar dit gaan oor Jesus se kruisdood en sy opstanding. Nou ek weet die wêreld kommersialiseer dinge so, hulle kan baie maklik die kind se aandag aflei. Jennifer het my vertel, 'n kind in die kleuterskool, 5-jarige wat vir haar sê, ja juffrou, die paashaas het vir Jesus doodgemaak. Kinders kan nie die goed altyd by mekaar bring nie, so as jy voel is veilig met daai kind om te sê die paashaas is nie regtig nie. Dis net 'n storieetjie. Sê dit vir die kinders. Dat hulle duidelik verstaan, hulle moenie die goed begin opmeng en die aandag van Jesus aftrek nie. En ek wil vir jou sê, selfs volwassenes trap in die struik. Nie dat ons dink die paashaas is regtig nie, maar wat ek bedoel is, 'n vriend en kollega van my kontak my 1 jaar. Hy's ontstel. Hy sê, hoorie, ek wil net kyk, doen ek nou reg of verkeerd hierso, want hier's nou 'n oom in die kerk wat baie kwaad is vir my, want ons het die goeie Vrydagdiens afgestel, want meeste van ons gemeente gaan Vrystaat toe Cornelia vir hierdie Paaskamp, vir die Paaskonferensie daar, en toe het ons besluit, daar's so min mense by ons eie gemeente oor, ons gaan die goeie Vrydagdiens afstel. Toe is hierdie oom so kwaad, en toe vra hy my, wat dink ek? Hier's wat ek dink daaroor. Wat het Jesus ingestel
om vir ons te herinner aan sy kruisdood. Nie Goeie Vrydag nie. Die nagmaal. En hoe baie mense is daar, wat soos daai oom kwaad sal wees, as jy 'n Goeie Vrydag diens afstel, maar daai oom kan nie onthou wanneer laas hy by 'n nagmaaldiens was nie, want dit is nie belangrik genoeg vir hom nie. Wat het Jesus ingestel, om vir ons te herinner aan sy opstanding? Natuurlik die doop, nee, word saam met Jesus begrawe, staan saam met hom op. Wat herinner ons nog dat Jesus opgestaan het uit die dood? Sondag, the Lord's Day. Dit is die dag wat die Here gemaak het, laat ons juig en daarin bly wees, en ons mense wat sal kwaad wees, as jy nou nie 'n groot ding maak van Paas-Sondag nie, maar daai selfde mense wil ek vra, hoe ernstig en getrou is jy om elke Lord's Day te sê, ek wil myself toewy om saam met die liggaam van Christus te vergader onder die woord. So ons moet waak, dat ons nie tradisie begin stel bo die woord van God nie, en tradisie is nie 'n vloekwoord nie, daar bestaan iets soos goeie gewoontes. Nee, daar bestaan iets soos goeie gewoontes. So ek het nie 'n probleem met Paasfees nie, dink is wonderlik, is spesiale tyd, maar laat ons net versigtig wees, want dit is wat Koos vir ons gelees het in Matteus 15, hoe Jesus vir die Fariseërs sê, julle het julle tradisie bo God se woord begin stel. Hierdie mense eer my met hulle lippe, maar hulle harte is ver van my af. So laat ons nie dink, ons toewyding aan Christus, ons toewyding aan die Here is 2 naweke 'n jaar, Kerstyd en Paastyd nie. Maar laat ons besef, dis my hele lewe. Dis my hele lewe wat aan Christus gewy moet word. So wees versigtig dat jy nie 'n sterk opinie het, en dis nog 'n toepassing wat ek sal maak. Wees versigtig dat jy nie 'n sterk opinie het oor Paasfees. Het sy, wat jy sê, het kom van 'n heidense fees af, of ander kant toe. Ek dink nie iemand in ons gemeente dink dit kom van 'n heidense fees af nie. Maar dat jy so sterk opinie het oor Paasfees, pro of teen, maar jy ken nie eers die een wat gesterf het op Goeie Vrydag nie. En jy glo nie eers, jy het nie eers 'n verhouding met die een wat opgestaan het en weer lewe nie. En jy kan nie van jouself sê, ek was dood, ek is saam met Christus gekruisig, maar ek lewe. En Christus lewe in my. Dis waar ons wil stil staan. Daar het 'n man vir my gesê, baie sterk opinie, hy vier al die Joodse feeste, ons moet die Pasga vier, en die ongesuurde brode vier, en die hittefees vier, jy weet, en so aan. En ons Christenmense, julle wat op Sondag kerk toe gaan, jy weet, en julle wat Kersfees vier en Paasfees vier, heidense feeste. So hy het so 'n sterk opinie, en toe ek vir hom vra, is Jesus genoeg? Is Jesus se kruisdood genoeg om jou te red van jou sonde? Toe dink hy so 'n bietjie, toe sê hy, nee. Hy moet al hierdie wette nakom om gered te kan word. So hy ken nie eers die Christus van Paasfees nie, maar sterk opinie oor Paasfees. Waak. Ek wil vir jou uitdaag vanoggend, rig jou oë op die lam van God, wat die sondes van die wêreld wegneem. Hy wat verbrysel is vir ons sonde, en deurboor is vir ons geregtigheid. Hy deur wie se wonde daar vir ons genesing gekom het, die straf wat op ons moes wees, het op hom neergekom. Dit het die Here behaag om hom te verbrysel, en ons weet hoekom. Vir ons ongeregtighede, vir ons sonde. Kyk na hom wat nie meer aan 'n kruis hang nie, maar na hom wat opgestaan het uit die graf, ja dood was, ja begrawe is, maar opgestaan het, sodat jy saam met Thomas kan staan, en Jesus vir jou sê, kom, sit jou hande hier in die merke. Geseënd is hy, ja Thomas, jy glo want jy het my gesien, maar geseënd is hy wat nie gesien het nie, en tog geglo het. Kom na hierdie Here Jesus toe. Kom na hierdie Jesus toe, van wie Stefanus opgekyk het. Stefanus het opgekyk en gesê, ek sien Jesus staan aan die regterhand van God, die Seun van die mens, die opgestrane en verheerlikte Christus, wat weer sal kom. Bid vir oë. Ek vra nie net, dat jy kan nie Jesus sien met jou fisiese oë nou in 'n kruis nie, want hy is nie meer daar nie. Maar ek vra dat jy soos Paulus sal sê, ek het altyd Jesus beskou net na die vlees. Net soos die Fariseërs. Het die Fariseërs Jesus gesien aan 'n kruis? Ja, hulle het. Het hulle geglo? Nee, hulle het nie.
Ek vra dat jy soos Paulus kyk, wat met nuwe oë kon sien. En skielik ek sien Jesus nie net meer, dis net 'n mens, wie kan glo hy is die Messias, 'n bebloede man aan 'n kruis. Nee, ek glo nou in die opgestane Christus, die Messias, die Seun van God, en deur te glo dat jy die lewe in sy naam kan hê. En ek wil vir jou uitdaag wat reeds die Here Jesus ken. Het jou lewe begin wegdwaal van die kruis? Ja, jy het nie gebackslide nie, maar die kruis en die leergraf is nie meer die senter nie. Jy het nou begin in al die dinge wat jy vir Jesus doen, net soos Martha. Jy's besig vir Jesus. Ons moet dien, ons moet ywerig wees, ons moet hierdie goeie nuus vertel, maar is die kruis nog die senter vir jou? Is die leergraf nog die middelpunt van jou lewe, Christus? Sodat jy saam met Paulus kan sê, ek sal roem in niks anders nie. Ek het my voorgenem om te roem in niks anders, behalwe in Jesus Christus. Die kruis van Jesus, deur wie ek vir die wêreld gekruisig is, die wêreld vir my. Kan jy dit sê? Kan jy saam met Paulus sê, ek het my voorgenem om niks anders onder julle te ken, as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Dan is dit tyd vir jou nie te wag tot Paasnaweek nie, nou terug te kom, en te kom by daai plek, deur geloof, en te sê, Here, ek kom weer terug by die plek van vergifnis en versoening en verlossing en vernuwing, die kruis. Jy kom kniel daar, en jy vra dat hy opnuut reinig van jou sonde, want dit is 'n sonde, as Jesus nie meer sentraal is nie. Ek nooi jou uit vandag, en as jy Jesus so aanskou, dan gaan jy hom nie meer soek net 1 of 2 naweke 'n jaar nie. En dan gaan jy sê saam met Paulus, vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Hemelse Vader, dankie dat U vir ons net terugbring weer na die kruis toe. Vergewe ons, Here, dat die kruis vir ons 'n geuite uitdrukking geword het, 'n cliché. Ons praat van die kruis, kom kniel by die kruis, ons sing van die kruis, maar ons lewe sentreer nie daar nie, Here. Dat ons oor en oor terugkom met ons sonde, oor en oor terugkom met ons gebrokenheid, en vergifnis ontvang, want Jesus is die gekruisigde en die opgestane. Kom gee dat dit so sal wees in ons gemeente, Here, en in ons lewens persoonlik, en vir die wat nog nie gekom het nie, wat nog harder probeer, ek moet meer probeer, ek moet meer my lewe aan die Here probeer oorgee, wat nog so staat maak op self, op werke, op predikante, op kerke, en nie op Jesus nie, op Jesus alleen nie. O Here, trek hulle, want niemand kan na U toe kom, behalwe as die Vader wat U gestuur het om trek nie. En ek bid hierdie in Jesus se naam. Amen.